foon aan, hoor julle my daar agter? Ja. Nee. Kom ons probeer weer. Klink beter. Daar is hy. Goeiemôre en welkom hier so by vanoggend se erediens. Dit is my voorreg om so 'n paar afkondigings net hier met julle te deel. Vanoggend is ons bevoorreg om weer vir Andre en Janetta hier by ons te hê. Is glad nie nodig om hulle bekend te stel. Almal van julle ken hulle is geliefd hier by ons en is vir ons 'n groot voorreg om weer vir Andre vanoggend hier so by ons te verwelkom. Hy gaan die erediens vir ons hanteer en dan ook 'n doop bedien. Die doop word vandag bedien aan Dikkie en Henrike Putter, se pragtige dogtertjie Elisna. By die orgel het ons weer vir Frina vandag. Baie welkom hierso. Dankie dat jy ook instaan. Na die tyd gaan ons weer soos gewoonlik lekker op die stoep kuier, waar ons koffie en verversings gaan geniet. En vanaand is daar 'n aandiens deur Dominee Bernice wat gaan oor menswees. Andre se tema vanoggend is dalk hoogtyd om ons mikpunte te hersien en hy gaan dit aan die hand van Johannes 1 vir ons doen. Dan sal ook 'n hele paar verjaardae. Vanoggend verjaar Frans van Maree hiervoor. Baie geluk. Tessa Bateu en dan is daar 'n paar 80 en op verjaardae. Esther van Kerken onder andere op die 21ste Mei. Verjaardag van die 17de Mei af, Marike Leroux, Andreas Lou en Martie Oosthuizen. Op die 19de, Gerrit Dreyer, Renel Malherbe en Cornel Taljaard. Die 20ste is dit die beurt van Shireen Jani, Gerard Kirsten, Eben Loubser, Renée Matthuysen, Elsa Strating en Hein Verhoef. Hulle word gevolg op die 22ste deur Karen Swiegers, op die 23ste Pierre Edwards en Dian Kerstyn. Dan ook dink ons vanoggend aan Millie Kriek wat in Midstream se Medkliniek opgeneem is. Ernstige hartsinskudding. Ons dink aan haar en bid vir 'n spoedige herstel. Betsy Skaap, soos julle weet, het sy haar voet in 'n fratsongeluk gebreek en sy sterk tans tuis aan. Ons dink aan haar. Ons dink steeds aan Petro Reder, Marley en gesin, Alfred en gesin met die afsterwe van Mani. En dan is Martie Moelman in La Vie se keer afdeling die vrouelkeer daar by La Vie na 'n slegte val. Ons dink ook soos ons dink ook aan haar. Ilse Engelbreg is weer in die hospitaal. Koos, ons dink aan julle. Sy is daar vir 'n bloedaanvulling. Nog 'n paar belangrike afkondigings vir vanoggend is die Pinksterwind natuurlik waarna ons uitsien. En ons is opgewonde om vir Dani en Beatrix de Tooi hier by ons te verwelkom. Dani gaan die Pinksterreeks dan nou vir ons hanteer. Nuwe intrekkers moet soos gewoonlik hiervoor na die diens kom aanmeld as julle wil en hier sal een van die leraars of kerkraadslid wees. Daar is op die 20ste Junie is daar 'n wynproe hierso. Saronsberg se wyne word geproe en ons is bevoorreg om die eienaar hier te hê. Nick gaan dit self hanteer en wat dit nog baie meer spesiaal maak is dat die beeldhouer Angus Taylor ook hier sal wees. Nou as julle al op Saronsberg was, sal julle weet in die galery daar en buite is daar heelwat van Angus se werke. En dan projek Winterhoop. Daar gaan 'n paddle toernooi wees
ten gunste van die Windroop projek. Kyk in die afkondigingsblaadjie ook en kry die detail daarvan. Ja, dan Andrei, is dit, soos ek net nou alreeds gesê het, vir ons 'n groot voorreg om jou weer vanoggend hier te hê. Baie geliefd hier in ons gemeente en baie dankie dat jy weer vanoggend hier is. Eerste 18 verse van die evangelie van Johannes lees. Die mense sê dit is die inleiding tot hierdie fantastiese wonderlike laaste evangelie. En al doen ons net dit vanoggend goed, dan het ons hierdie tyd wonderlik spandeer. Byna soos 'n inleiding in 'n opera, waar die eerste klanke as ware iets voorspel van wat gaan kom. In die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Johannes het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, Johannes gebruik altyd 'n interessante werkwoord vir glo, 86 keer, in hom inglo. Die wat in hom inglo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie. Nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en vol waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het,
hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Kom ons antwoord op hierdie wonderlike inleiding deur lied 167 te sing. U is vol genade, waarheid. U my heiland, Heer en hoof. Goeiemôre liewe vriende, heerlik om u te sien, die doopouers en die hele familie en vriendekring, baie welkom by so 'n wonderlike geleentheid. Kom ons dink net vir 'n oomblik daaraan, ons doen soos wat Christene reg oor die wêreld al sedert die opstandingsgebeure doen, om op hierdie dag byeen te kom, om te bid, ons weer aan God te verwonder en die teken van God se genade aan liewe klein Elisna Pitter te bedien. Kom ons bely met 'n lied. En in die lied sal u sien, ons sing dikwels van genade, waaroor ons teks ook geskryf staan. En wat die doop is immers 'n teken van genade. En hierdie woord kom eintlik dwars deur die Ou Testament al voor as Gesed. Dikwels die tweeling waarheid, by Mani se begrafnis het ons ook 'n bietjie daaroor kon praat, Gesed en Emet. Goedheid of genade en waarheid of goedheid en getrouheid. Dit is wat die Here se groot kenmerke is. En so hier en daar het ek net vir u gesê, mens kan dit met Gesed vertaal, goedheid of liefde, goedertierenheid, en kom ons sing dit soos dit daar staan, maar ons onthou, hierdie woorde kom van ver af, en dit tot in die laaste evangelie, die evangelie van Johannes, is dit die woorde oor God, en sal ons later oor wat ons ook as mense van hom moet kenmerk. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? En baie dankie aan Regard, wat hierso is met sy cello, hy's 'n Strauss, en ons is baie bly, jy kan saam met Frina speel. En sy nogal sy juffrou hoor. So hy noem haar juffrou, so dit is baie mooi, hierdie affies met hulle oordentlikheid. Jammer oor gister se 4 punte teen Grey, maar wat is dit nou? As julle so lag, is dit van hartseer. Ek hoop so. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. En elke woord, elke sin wat 'n mens hier sê, is so gelaai. As 'n mens niks het om meer te weet of te sê of te iets nie, vat net hierdie lied 200 saam met jou. Vat hom in elk geval, is nou Pinkster, Dani kom,
So dis dalk in elk geval nie 'n goeie ding om te hê sommer vir die hele Pinkster. U goedheid kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Tipiese protestantse waarheid, Bybelse waarheid. Ons wil ons hart tot U verhef. Kom ons bely, as dit moontlik vir jou is om te staan, sal dit goed wees. Is hierdie laaste deel van die gebed nie 'n wonderlike gebed vir die klein dogtertjie wat ons vanoggend ten doop bring nie. Vir klein Jelisna, dat ons kan wens, Here, vul met U liefde, U goedheid, U goedertierenheid ook haar lewe om haar in alles U te wy. Ja, ons gaan vir Jelisna Pieter ten doop bring. Sy het iets te sê vir julle, né? Ek sien neef se niggies lag lekker hierso. Hulle ken natuurlik dat sy hulle besig hou. En Celia, wat sien jy? Sissie, ja. Ja, dis Sissie daai. Op versoek en waarskynlik vir oulaas weer die verduideliking van die doop. Meer vir kinders, maar die ouers geniet dit gewoonlik. Dieselfde, so dalk hoop ek wees so. En is om te sê, wat het die Here vir jou gegee met jou doop? Niemand van ons kan die doop onthou nie, kan ons? Ek sê dit, ek onthou dit die beste deur te sê, die Here het vir my 'n sak gegee by my doop, baie jare gelede. En by julle het julle ook 'n sak gekry. En hierin is 'n klomp geskenke, klomp gawes, vernietgawes wat die Here vir ons gegee het. En wat is hierin wat klein Jelisna vanoggend gaan kry? Kom ons kyk 'n bietjie.
Eerste is vir Sissie 'n soort bril. Ons hoef hom nie op te sit buite haar kop nie, maar net in haar kop. 'n bril van geloof. Dis oom Martin Luther het gesê, om te glo is om te sien wat ander mense nie sien nie. Om te glo is te gelykertyd om nie te sien wat ander mense heeltyd bly sien nie. Die bril van geloof, dit is daar in hierdie sak wat Elisna vanoggend gaan kry. En dan 'n bietjie van 'n snaakse ding, selfoon, maar dit sê eintlik soos die golwe van die selfoon oralste is, sal die Here se teenwoordigheid oralste, beloof die Here, by Elisna wees. As sy eendag waarheen ook gaan, dan gaan haar mamma baie huil en haar pappa gaan moet troos, maar dan kan ons weet, die Here is by haar, of sy nou in Londen gaan studeer, of wat ook al, mens weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. 'n belangrike ding, wat ek nie eintlik weet hoe om te wys nie, is identiteit. Die Here gee vir ons 'n nuwe identiteit. Ons is nie sommer net mense nie. Ons is sy mense. Elisna is sy kind. En daarop kan sy reken dat sy met hierdie nuwe identiteit kan lewe. En soos die Bybel ons leer, maak ons kinders groot, nie sodat hulle 'n nuwe identiteit kan hê nie, maar omdat hulle juis klare identiteit, 'n nuwe identiteit gekry het. Daaroor sal Paulus skrywe, ja, julle het nou verkeerd gedoen, maar julle is eintlik heilige mense. Julle behoort aan God. En daaroor moet julle dit los. Eers identiteit, dan moraliteit. Nie soos die wêreld nie. Die wil moraliteit leer sodat die kind goeie maniere, goeie identiteit kan hê. Ons werk andersom. Wat is hier nog in hierdie? 'n Bybel. En daarmee saam 'n klein liggie. Want die Bybel is eintlik 'n lig op ons pad. En dis van die geskenke wat ons kry. Ook eintlik 'n lig op die Bybel. Die Bybel is 'n lig. Want dit is nou amper soos genade op genade, lig op lig, wat die Here vir ons gee om ook die Gees te sê, hy sal vir ons mooi wys wat dit beteken. Wat dit alles inhou. So kom ons waardeer dit ook wat klein Elisna gaan kry. En Jesus skær, dis 'n groot ding. Die Here sê hy wil ons so vol maak van sy goedheid. Hy wil haar so vol maak van sy genade, dat ons eintlik soos nuwe mense kan optree. Dat ons uiteindelik mense wat ons baie seer maak, kan vergewe. Dat ons hulle nie met toue wil vasbind nie, maar dat ons hulle juis eerder wil losknip, en dat ons self onsself kan losknip, en nie met skuldgevoelens wees oor dit of oor dat wat gebeur het in die verlede nie. En die Here sê, maar ek gee vir julle hierdie skêr van goedheid, sodat julle vry en julle self kan wees. Laaste ietsie. Dis baie meer, maar kom ons hou nie op. 'n Sleutel. 'n Sleutel wat 'n mens ontvang. Jy kry dit van die begin af omdat die Here lief is vir ons. En ons weet daar's eintlik 3 sissies, nê? Daar's Roneltjie wat al by die Here is. En ons weet die sleutel wat sy ontvang het klaar die Vaderhuis se woninge vir haar ook oopgesluit. Celiaatjie het 'n sleutel, Roneltjie het 'n sleutel, en Elisna het 'n sleutel. En dit is alles nou in hierdie sak.
En die doop is nou eintlik asof 'n mens hierdie sak kry. Maar pappa en mamma moet nou beloof hier en hulle gaan die kers daarvoor aansteek. Hulle gaan sê ons beloof om soos ons Celiaatjie se sak dra, ook Elisna se sak te dra, sodat sy eendag kan sê, mamma, pappa, ek wil nou my eie geskenksak wat die Here vir my by die doop gegee het, by my hou, en daaruit lewe. As 'n mens uit die sak uit lewe, kan 'n mens nouliks anders, ons is maar mense, so ons is maar partykeer 'n bietjie verkeerd, maar as ons uit die sak uit lewe ons uit die goedheid van die Here. Ons het nie goedheid in onsself nie, ons moet dit geskenk kry. En so kom ons doop nou vir Elisna Putter. Kom ons gee vir haar en vir haar ouers hierdie sakkie. Waar is die neefies en die niggies? Julle moet daarom 'n bietjie kom help, hoor. Asseblief, watter ander kindertjies wil ook hierso help? En die Katolieke is dit baie belangrik dat die priester wat gewy is, die regte woorde sê en op die regte manier werk en alles so doen. Dis soos hulle dit verstaan, dis soos hulle dit glo, dis baie keer verskriklik mooi. Maar by ons protestante is dit anderste. Hier bring ouma vir klein Elisna al in. Baie dankie. Ag, vriende, kom ons klap hande, want wat anders kan ons nou doen? Dis te mooi. Dis te pragtig. Ja. Kry donker oogies. Is dit nie mooi nie? Lynne. Altoe. Ag, dankie. Sit net hier. Net hier so. Jy nou sien wie se kind hierdie is, nê? Nee. Daai donker wakker oogies. Nou gaan julle my help, want in die protestantse kerk is dit die gemeente, dink ek, wat die Here wat die kind doop. Die Heilige Gees is aan almal gegee. So by ons is die priester nie daarbo en hy bly daarbo nie. Hulle kan dit so doen, is nie heeltemal ook verkeerd nie. Kom help julle my deur van hierdie watertjies in my hand te gooi. En dan vat ek daai water en dan gaan ek daai namens ons almal vir klein Elisna doop. Is dit reg? Goed, kom. Neefies, julle moet ook daarom 'n bydraetjie lewer. Kom. Elke druppeltjie tel. Wil julle? As julle nie wil saamspeel nie, my skat, jy gaan. Hierso. Vat vir hierdie water. So, dan gooi jy dit in my hand. Goed. Sal jy? Ja. Wow, baie dankie. Kom, nog. Julle moet kom help, hoor. Daar sê. Nog 'n bietjie. Wil julle nie help nie? Dankie. Baie dankie. My skattebol, hier kom dit nou. Kom. Pa, doen iets. Ons gaan lekker warm watertjies. Kom julle 'n bietjie nader. Liefie. En hulle voel 'n ma se onrus aan, hè? Dan kan hulle nie. Word rustig, dan gaan sy ook word. Julle vir my genoeg gegee. Nou ek nog 'n bietjie vat. Sy het 'n stem. Liefie. Maar dan gaan ons dit maar doen, né? Kyk. Sien jy, dit help. Ons nog 'n bietjie vat. Elisna Putter.
Ons as gemeente doop jou, verbind jou aan God die Vader, Jesus Christus die Here en aan die Heilige Gees. Kom maar nog lei, Jabo. Kom ons sing 'n lied. Daarmee bely ons, sê ons, dat ons glo dat hierdie teken 'n teken is dat God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, ons Verlosser deur Jesus Christus, die groot teenwoordige deur die Heilige Gees, hom aan hierdie klein dogtertjie verbind het. Ja, kom ek gee vir alle ouers, grootouers, geleentheid om nou in stilte te bid en vir die Here dankie te sê vir jou kind. Ons is so gewoond, ons is so gejaag, ons het soveel goed wat ons moet doen, dat ons baie keer nie eens 'n oomblik het om bewuslik net stil te word en te sê, Here, ek wil dankie sê vir my kinders. En dan noem jy hulle name, of kleinkind, of hoe dit ook al by jou is, of my sussie se kinders, wat vir my soos kinders is, hoe dit ook al mag wees. Kom ons gee so 'n oombliekie van stil gebed, dat jy net op jou manier kan sê, u het my kind, ons kind, aan u verbind. Dankie Here. Amen. Nou bid ons die derde vers.
Baie dankie dat julle gehelp het hiervoor. En nou gaan julle saam met Tannie Lani en ek weet nie nog mense uit daar na die saal toe en vir 'n boodskap. Die wat kan en die wat nou gaste is, kan bly of saamgaan en jy kan enige tyd terugkom. Die gesed van die Here is hier, die genade. Nie die wet en die reëls nie, maar die genade en die liefde. Dankie dat julle sulke wonderlike mense. Dit sal nooit in 'n katholieke kerk gebeur nie. So de mekaar. Die priester weet presies waar elke duim op daai tafel is. Liewe vriende, dankie dat ons met mekaar kan praat. Vanoggend oor die kragtige, onsigbare ding in ons bewussyn. Ons wense. Want hierdie wense wat ons ook drome kan noem, ek dink ons het net nog gesing in die lied van strewes. Jy kan dit ook begeertes noem soos wat die Bybel daarvan praat. Deesdae doelwitte en mikpunte. Dit het 'n geweldige invloed op ons lewe. Dit stuur ons hele lewe voort. En omdat ons dit heimlik hou, nie eintlik bespreek nie, kan dit gevaarlik raak, omdat ons nie krities daarna kyk nie. En dit word 'n soort afgod, 'n soort binneste Here wat ons lewe beheer. Byna soos 'n moderne skip. Moderne skip waarin jy die koördinate van jou bestemming insleutel en dan deur die satellietstelsel word hierdie skip as ware outomaties. Ek was al op so 'n skip. Dit is so dat die offisiere steeds seker maak die rekenaar het nie 'n probleem in nie. Maar eintlik is hierdie rekenaar so slim dat as daar 'n skielike soort van 'n stroom onder die see, hulle vir 'n oomblik van koers af het, dat die roer omtrent feitelik dadelik weer aanpas en dat jy presies op jou bestemming afstuur. Wat dit natuurlik gevaarlik maak as jy verkeerde koördinate insit. 'n enkele fout kan jou eintlik op die rotse laat loop, in plaas van om jou in die veilige hawe te kry. Daaroor dat Benjamin Franklin, die ou, julle het al die ding by my gehoor, ek is so lief vir Franklin, in die 18de eeu, merkwaardig, die foto is natuurlik gedokter, met moderne tegnologie. Hannes, julle kan deesdae alles doen met die rekenaars en die ou foto's. Maar Franklin het mos een van die goeie dinge wat hy gesê het, is dat 2 tragediese mense in jou lewe kan tref. Die eerste is dat jou drome nie waar word nie. Die tweede tragedie wat eintlik erger is dat jou drome waar word. En jy dan te laat besef, dit was die verkeerde bestemming, dit was die verkeerde mikpunt. Hier is eintlik niks aan die gang. Iemand het een keer met trane in haar oë vir my gesê, ek het my hele lewe geywer dat hierdie seun van my ryk en beroemd sou wees. Helaas, my droom is verhoor. My wens is vervul.
Hy's ryk en beroemd, maar ook niks anders nie. Moes ek nie net gebid het, Here, maak hom 'n goeie mens nie? Moes ek nie net daarvoor gestrewe het en gestry het en wat ook alles gedoen het nie? Goeie mens. Vriende, met so 'n doopdiens kan 'n mens nie anders as om te vra, maar wat is my wens? En nie net vir my nie, maar ook vir my kind. Wat 'n soort mikpunte het ek vir hom of vir haar? Is ek deel van hierdie algemene samelewing wat wens my kind moet tog net eendag nie sukkel nie? My kind moet net eendag genoeg middele hê om uit hierdie land pad te gee as ons moet. Is dit die hoogste wat ons vir ons kinders vra? Ek dink dit is tyd dat ons 'n bietjie na ons mikpunte kyk. Na ons doelwitte. Na dit wat ons oordroom vir ons kinders. En daar's 3 omstandighede wat dit enerzijds makliker en anderzijds baie moeiliker maak om ons mikpunte in hierdie tyd te hersien. Volgende week kom Dominee Dani. Ek sien Filippense brief. Wat 'n wonderlike manier om nie weer vanuit daai brief wat Paulus aan die einde van sy lewe skrywe, te sê maar dis die goed wat regtig belangrik is. Hoogtyd om dit te doen. En die eerste omstandigheid help ons 'n bietjie om dit te doen. En dit is soos ek het sien, soos ek het lees, dat daar op hierdie stadium in die westerse wêreld veral 'n groter ontvanklikheid vir geloof en vir kerksake is. As 'n mens die media, en veral die buitelandse media dophou, BBC en CNN ensovoorts, Sky, die klomp, dan het hulle geweldige aandag gegee aan wat op die Sint Petrusplein in die Vatikaan die afgelope paar weke gebeur het. Die verskyning van die vorige paus Franciscus op opstandingsdag, sy dood net daarna, die verkiesing van 'n nuwe paus. Die plein was vol en die media het dit oor en oor elke aand gewys. Die BBC het selfs uit Londen uit 'n diens uitgesaai wat deur die Anglikane, die protestante, ter ere van Franciscus plaasgevind het. Nou hy self, dink ek, met sy merkwaardige lewe en sy baklei om 'n nederigheid weer onder die pause teweeg te bring, het waarskynlik so 'n stuk geloofwaardigheid weer aan die kerk gegee. Maar dis nie net dit nie. Die plein was nie net vol nie, en die mense nie net meer, en die belangstelling nie net groter as gevolg van sy geloofwaardigheid, en ook die klaarblyklik geloofwaardige verkiesing. Dis ook die oorlog. Engela het nou gesê, Nadia is getroud, jy sal sien ook in die briefie, daar in Odessa, en haar man is 2 dae huweliksverlof gegee, en toe sy weer terug na die oosfront toe, om die Russe te probeer keer. Kan jy dink? Klein volkie soos die Oekraïne, moet die magtige Russe en hulle masjien probeer terughou. En dan is dit so verraderlik, né? Jy sien nie meer man tot man wat jy veg nie. Hoe die een ou destyds gesê het, toe hulle destyds met swaarde geveg het, klink vir ons verskriklik wreed, maar hoogstens kon die beste vegter kon omtrent seker so 5 mense doodsteek op 1 dag, en self is hy hier en daar 'n bietjie gewond, wat hom versigtig maak. Maar 1 missiel blaas 'n hele hospitaal met mense op. En die mense wat die missiel skiet, juig net dat dit teiken getref is. Sien nie hoe lyk daai lyke wat hulle veroorsaak het nie. Ek dink daar's 'n bangheid, 'n vrees. Kan jy dink in Europa wat
vir al die ouer mense wat uit 'n oorlog kom. Wat 'n soort vrees is daar, en daaroor weer 'n toevlug, soos tydens ander oorloë, veral aan die begin van die oorloë, 'n toevlug na die geloof, 'n soeke na God. Die kerk is weer ter sake. Dan 'n derde omstandigheid wat dit waarskynlik 'n bietjie moeiliker maak. En dit is dat terwyl 'n mens nou in die Weste lees dat al die alliansies 'n bietjie verswak, of kan verswak, of selfs uitmekaar uit kan val, is daar by die nie-westerse moondhede 'n al hoe nader beweeg aan mekaar, en word hierdie lande al hoe sterker en kry hulle al hoe meer lede. Mensig, wil 'n mens baie keer uitroep, kan die mense nie sien wat's aan die gang nie? En dit maak dit verskriklik moeilik om eintlik gelowig oor hierdie saak te bly, want jy word so deur hierdie politiek en deur hierdie dinge as ware gerangeer. Dis natuurlik niks niets by ons nie. Dink maar ons eie geskiedenis. Hoe generaals Botha en Smuts tydens die Eerste Wêreldoorlog gesê het, nee, dis beter dat ons saam met die groter eenheid gaan. Ons gaan saam met Brittanje. En van die ander generaals uit die Boereoorlog gesê het, nou is ons kans om Brittanje terug te kry. Ons gaan saam met Duitsland. En hoe daai oorlog ons verskeur het. Later het generaal Hertzog gekom en Smuts verslaan, veral met die uitspraak Suid-Afrika eerste. Terwyl Smuts gemeen het, ons heil lê eerder in groter verbande. En Malan dalk nog die sirkeltjie kleiner getrek het. Nie Suid-Afrika eerste nie, Afrikaners eerste. Vriende, dis niks nie. In Jesaja, die eerste 7 hoofstukke, is dit al wat daar aan die gang is. Juda sluit met die magtige Assirië 'n ooreenkoms om hulle te beskerm teen Aram. Maar Israel, hulle burevolk, hulle broervolk, die sluit met Aram 'n ooreenkoms. En hulle weet nie, en hulle is regtig te mekaar, en hulle hardloop rond, en hulle soek raad, en die Here se lig kom nie tot hulle redding nie. Dan sê Jesaja, maar julle het die Here verlaat. Julle het die lig verlaat. En wat is daai bekende woorde wat hy sê? Hy hoor die Here sê, ek het 'n afskuw aan julle offergawes, aan julle Sabbatfeeste. Ek hou nie van die gebede saam met onreg saam nie. Julle moet reg geskied, julle moet weer omgee vir mense. Julle moet my goedheid weer begin lewe. Dan sal julle die lig sien en nie so paniekerig rondhardloop en narstigtelik soek na elke stukkie hulp nie. Die Johannes Evangelie, vriende, is nogal 'n goeie evangelie om 'n bietjie te herbesin oor wat is ons mikpunte te midde van 'n gevaarlike wêreld. Dis die jaar 90, 60 jaar omtrent na Jesus se dood. Johannes het tyd om as ware te sien wat se probleme en misverstande daar intussen tyd onder die Christene ontstaan het. En hy probeer dit regstel met sy evangelie. Die gemeente is iewers in 'n dorpie in Turkye. Hulle is taamlik verdeel. Daar's Grieke wat soos die Grieke se tradisionele godsdiens is glo, en daar's Grieke wat so bietjie meer 'n mengsel het met die Joodse geloof. Hulle is miskien nog aan die begin, maar hulle dink, nee wat, dit gaan oor die gees, dit gaan nie oor die liggaam nie. Hulle het ander idees.
En nou moet Johannes die gemeente bymekaar hou deur nie die evangelie te skrywe. Daar's natuurlik ook Jode, en van hierdie Jode het uiteindelik gesê, nou kom julle nie meer in die sinagoge op 'n Vrydag aand nie, saam met ons nie. Julle het nou die Ou Testament en die waarhede van God verlaat deur julle aanhang van Jesus Christus. Johannes is merkwaardig, is die enigste een wat skryf dat die Here bid vir eenheid onder sy mense. Dat hy nie die risies aanmoedig nie, dat hy nie 'n kant spesifiek kies nie. En hy fokus deurgaans om die hulle bymekaar te hou, te sê, maar kyk weer na Christus. Luister weer na sy verhale. Luister dieper. Dit help ons ook die Johannes Evangelie om hierdie basiese woord in die geloof, die genade van God, ook weer te oordink en te hersien. Nie net die genade se inhoud nie, wat ons protestante veral 'n bietjie verskraal het, nie baie verskraal het. Maar ook genade se uitwerking soos wat die Katolieke dit nou nog ongelukkig verstaan. Kom ons luister na vers 14 weer uit die inleiding tot Johannes. Die Logos, wat ons met woord of wysheid kan vertaal, het sarks geword. Nie mens geword nie. Vlees, menslik, ek wil amper sê, amper op die fisiese, die biologiese van, die gewoon natuurlike van die mens. Die Logos het sarks geword en onder ons kom tent opslaan. Verwysend ook natuurlik na die tent, wat in die Ou Testament 'n rol speel, wat 'n teken van die Here en 'n belofte van die Here se teenwoordigheid is. Nou stuur die Here nie meer 'n tent van samekoms of 'n tempel nie, hy stuur 'n mens uit sy hart. Ons het sy doxa, sy heerlikheid aanskou. 'n doxa van die unieke vanaf die Vader. Ons het vertaal die eensgeborene of die enigste kind van God, maar in werklikheid kan mens dit ook sê die unieke vanaf die Vader. Vol van charis, van genade. Die ou woord wat die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Ou Testament gebruik het, vir gesed, was charis. Goedheid, liefde, gawes, goedertierenheid. Hoe ryk is die woord charis nie? En aletheas, waarheid. Die ou woord van die Ou Testament was emet. En die Septuaginta, die Griekse vertaling, het emet met aletheas vertaal. Trou, loyaliteit, getrouheid, verbondstrou. En dan moet mense eintlik vers 16 ook sê, en julle het uit sy volheid het julle genade op genade. Dit wil sê, nee, uit sy volheid ontvang julle, dit wil sê genade op genade. Die volheid, die heerlikheid wat God, wat Christus vir ons bring, kan ook net vertaal word met dis genade op genade. Johannes Evangelie laat ons weer dink oor wat se inhoud ons aan genade gee. Ons het genade verskraal tot mercy. Daai houding van God om ons sonde te vergewe. En dis waar ons ophou amper daarmee. Terwyl dit 'n baie vol, ryke geskenk is. Genade is alles wat ons by ons doop kry, al die beloftes. Dis genade op genade. In elke lewensfase is daar nuwe forme van genade wat die Here, nuwe geskenke wat hy vir jou wil gee. Terwyl ons dit self so verskraal en sê, genade alleen, nie soos die Katolieke met hulle goeie werke nie, beskuldig ons hulle, dat hulle die genade versaak het. Ironies. Terwyl hulle klem bly lê, dat die goedheid van God ook moet deurspoel. Dietrich Bonhoeffer het ons al daaroor gewaarsku.
Deur te sê uit sy land Duitsland kan hy net sien die groot probleem wat hier gebeur het met die opkoms van Hitler onder Christene wat Sondag kerk toe gegaan het en Maandag aangetree het vir Hitler se parades. Is dat ons die genade goedkoop, bespotlik gemaak het. Ons het Sondag geglo, ons is uit genade gered, maar verder het ons die teenbeeld, of het die Duitsers die teenbeeld van genade getoon. Augsburg, 19 laaste puntjie daar, het die Katolieke en die Protestante uiteindelik na eeue by mekaar gekom. Gesê ons het mekaar misverstaan, ons vergewe mekaar. Vir albei is genade belangrik, maar dan genade in die volle sin van die Bybelse woord. Nie net God se houding, sy mercy nie, maar ook al die geskenke, die volheid wat hy vir ons as mense wil gee, en die goedheid wat hy wil hê van God, wat moet oorloop na ander in hierdie lewe. Johannes, die evangelie oordink ook, die help mens ook om die Katolieke se misverstaan te begryp en te herstel. Die Katolieke meen die genade verhef die natuur. Hier is die natuur en God se genade wat ons veral inkry dan met die sakrament van die doop en veral die nagmaal, die help ons om eintlik bo die natuur te staan te kom. En daaroor kan daar 'n paus wees, en daaroor kan daar biskoppe wees, en almal wees, wat sê, maar ons gaan nie trou nie, ons gaan nie kinders hê nie, ons gaan nie deel hê aan die gewone, natuurlike lewe nie, ons gaan nie eers besittings hê nie. Hierdie genade verhef ons bo oor alles. En daaroor sal die nuwe paus ook sy eerste toespraakie, dink ek, al van wonderwerke maak, wat Franciscus sou doen. Daar moet altyd so ietsie wees. Ons moet 'n wonderwerk hê, daar moet 'n opheffing van die natuur wees om te weet God is daar. My maggies, God het die natuur gemaak, die hele werklikheid. Hoekom moet ons nou wag vir iets bo die werklikheid? Hoekom moet ons wag dat God sy eie wette in die werklikheid breek? Protestante verstaan dit reg. Willem Nicol sê dit so mooi. Genade verhef ons nie bo in die natuur nie. Genade bevry ons natuur. Genade bevry ons natuur van selfsug, wat ons sonde noem. God se genade, heerlikhede, geskenke. En dit herstel ons nie na mense wat minder natuurlik is nie, wat bo-natuurlik is nie, wat sogenaamd geestelik dan sou wees nie. Maar gewone, natuurlike mense met lig, met hierdie arsenaal van wapens van die lig, wat ligvoet spontaan kan leef. Wanneer ons wens dat klein Elisna uit die heerlikheid van die Here sal lewe, dan wens ons nie sy moet 'n non word nie, dan wens ons nie sy moet iets anders te word as wat sy is, as wat haar gene, haar ryke gene uit haar oupa en ouma en pa en ma haar gemaak het nie. Wat die Here gegee het, sy moet wees nie. Net, sy kan eintlik meer haarself wees, wanneer die genade die oorvloed werk. En uit hierdie oorvloed sy mense sal kan vergewe. Kortom, kom ons leef uit ons doopsak. Die genade wat ons van die Here ontvang het. Amen. Liewe Here, dankie dat U ons help om ons koers aan te pas. Al is dit soms net 1 graad. Dat dit op die ou end, ja, dat dit sommer net oor 3 maande al 'n reuse verskil kan maak. Dankie vir U liefde en goedheid en genade. En Here, dat ons daarin sal inglo. Dat ek deel sal kry aan hierdie goedheid. Dat dit sal oorloop in my eie lewe en
nie kwaad sal word vir die taksies nie. Dat ek nie net bekommerd sal wees oor die wêreld gebeure nie. Dat u goedheid die deurslag en alles sal gee. Amen. Vriende, die dankgawes, baie dankie. Richard gaan vir ons speel. Laudate omnes gentes. Baie dankie. Richard, man, dink jy nie ons moet hier so as 'n eksamenstuk beskou nie, dat die juffrou nou jou punt vir jou gee en ons 'n bietjie dit kan hersien nie, want dan jy 'n goeie punt kry. Vriende, ja, dankie aan vriende aan Richard. Daar's sekerlik 'n tee en kuier, soos ek julle ken. En die Pinkster wat Frans oor gepraat het met Dominee Dani, wat op 80 ek sekerlik 'n wonderlike terugblik kom gee. En dit is na die seënbede gaan ons ook sing. Maar kom ons sing eers 'n lied 537. Ek het dit is eintlik bedoel vir 'n huwelikslied, maar ons het al die hulle het ons gemaak. So, en dit is so wonderlike lied wat eintlik kom uit Johannes uit en bid vir ons eenheid, ons verhouding. So kom ons bid dit staande vir wie kan hierdie gebed. En kom ons lees dit eers en kom ons bedoel dit wat ons bid, asseblief. Dankie.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die troue nabyheid van die Heilige Gees sal met julle almal, en besonder ook met julle snapputter, na pappa en mamma, haar oupas en oumas, ooms en tannies, neefs en niggies. Ja, die Gees sal met ons almal wees.